Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou, ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord vir u altyd kosbaar en belangrik is. Nou, ek gesels andermal weer oor die eindtyd gebeure, die eskatologie. En in vandag se onderwerp gaan ons kyk na die abomination of desolation. Wat dit regtig beteken en wat sê Christine Grad? Nou, Christine Grad is sy noem haarself 'n profetes van God en dat sy stem duidelik hoor oor sekere gebeure van die eindtyd en sy sê dat hierdie abomination of desolation alreeds in vervulling gegaan het. Dit is nie die geval nie volgens Daniël 9:27, Matteus 24 vers 15 nie, maar onthou, sy sien die kerk as die geestelike Israel en dis waar baie mense die fout maak. Maar ons gaan luister wat sy te sê het, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. Nou goed, die abomination of desolation het alles te doen met die tempel van Israel, met die herboude tempel. Dis waar die ontheiliging gaan plaasvind in hierdie letterlike tempel wat gebou gaan word en wat in die middel van die 7 jaar ontheilig gaan word. U kan daardie skrifgedeeltes gaan lees op die skerm. U kan selfs 2 Tessalonisense 2 gaan lees, die eerste 8 verse en u gaan duidelik sien dat wanneer die antichrist in die tempel gaan instap en voorgee dat hy God is, dat hy die tempel gaan ontheilig en dit is wanneer Israel volgens Matteus 24:15 moet vlug na die berge, hulle moet vlug na die woestyn. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip van hierdie dame, Christine Grad, en hoor wat het sy te sê, wat is haar weergawe van hierdie abomination of desolation. Jesus spoke of the end times, the abomination of desolation, and warned that God's people will need to flee after the abomination is set up, because it will be the start of the Great Tribulation. The abomination of desolation marks a crucial prophetic moment, signaling that the Great Tribulation is at hand. The abomination that causes desolation represents a deep spiritual compromise, apostasy, and idolatry, and detestable sinful behavior within God's sanctuary, within His holy place. When the abomination of desolation occurs, faithful Christians who are watchful and filled with God's Spirit will recognize what is happening and understand that the time to flee has come. So rapture at any moment. Nou ja, dit is baie duidelik. Vir haar is die abomination of desolation nie iets wat vir haar in die middel van die 7 jaar gaan plaasvind nie, maar baie duidelik in die kerk voor die 7 jaar, en daarom sê sy ook is die wegraping imminent. Nou, as jy mooi luister, sy praat van Matteus 24, waarvan Jesus gepraat het, en as jy met pre-trippers praat, dan glo dat die 7 jaar periode is die 7 jaar groot verdrukking, wat nie die geval is nie. Die groot verdrukking begin in die middel van die 7 jaar, en dit is na die ontheiliging van die tempel. Maar dit is die taal wat hierdie mense praat, hulle glo die 7 jaar is absoluut God se wraakoordele en die groot verdrukking wat gaan plaasvind. En dit is nie wat die skrif leer nie. Maar kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin sy dan praat. Dit is nie iets wat letterlik verstaan kan word nie. Met ander woorde, die abomination of desolation is nie 'n letterlike tempel of in Israel wat gaan plaasvind nie. Dit is iets geestelik. Want jy gaan later sien, sy praat van die kerk is die geestelike Israel. Kom ons gaan luister wat sy sê. In Matthew 24:15, Jesus warns, "So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand." And let me stop for a second here. The scripture calls for understanding here. Why? Every time the scripture calls for understanding, it is not simple. You require revelation from God. It's not to be taken in a literal sense. You must receive understanding. Nou, wanneer jy die skrif gaan lees in Matteus 24, wanneer die hele hoofstuk gelees word,
dan sal die konteks duidelik uitstaan. Dit spreek van die laaste 7 jaar periode. Dis baie duidelik. En ek dink nie sy verstaan wat in Matteus 24:15 staan, dat dit reeds in die middel van die 7 jaar is, en maar die groot verdrukking 'n aanvang neem na hierdie ontheiliging van die tempel nie. En dis natuurlik jammer dat so baie mense alles vergeestelik en die kerk sien as die geestelike Israel. Sy lees Matteus 24:15, dis duidelik, en dat hierdie abomination spreek van iets wat nie letterlik verstaan moet word nie. Maar ons weet natuurlik, dit is nie die geval nie. Ons weet daar kom 'n tempel wat gebou gaan word, iewers in die begin van die 7 jaar periode, en in die helfte van die week, sê Daniël 9:27, sal hy offers en spysoffers laat ophou, hy sal hierdie verbond verbreek, en hulle sal met ander woorde, die tempel sal ontheilig word. En dis baie duidelik. So die tempel en Israel is iets letterlik wat gaan plaasvind. En dit het niks met die kerk te doen nie. Niks, absoluut niks met die kerk te doen nie. Maar dit is wat hierdie mense glo, en hulle vergeestelik hierdie skrifte, en natuurlik die kerk is die geestelike Israel, in die sin dat die kerk en Israel bestaan nie regtig meer nie, daar is net een volk en dis die kerk. Maar dis nie die geval nie, die Bybel is baie duidelik dat Israel apart van die kerk gesien moet word, en dat God wel 'n plan het om sy volk weer te red aan die einde van dae. Maar kom ons gaan na die volgende videoklip van hierdie dame, en sy gaan nou hier praat van die letterlik van Israel, en dat die kerk is die geestelike Israel, en sy gaan daar verduideliking gee. Kom ons gaan kyk wat sy sê. What is the holy place? It is the church, the global churches, churches around the world, God's sanctuary, God's holy place is intended to be holy. The church intended to be holy again. When it comes to end-time prophecies and end-time events, the focus should be on the whole world, not only on Israel. God's children across the world are the spiritual Israel. God has children all over the world. He is no longer restricted to one nation. I receive these words from the Lord. I pray you understand this essential mystery. Focusing only on Israel will cause you to miss imminent signs of the rapture. Nou ja, die Bybel noem dit replacement theology, vervangingsteologie. En dis 'n dwaling, want hulle wil Israel in die kerk een maak. Dit is nie die geval nie. Ons gaan nou sien wat die skrif leer daaroor, dat daar wel twee identiteite is, naamlik die kerk en Israel, wat aparte identiteite. Maar sy gaan om te sê dat hierdie is natuurlik wat in die kerk gaan plaasvind, en nie letterlik in Israel nie. En dit is nie die geval nie. Dan gee sy haar verduideliking dat dit spreek van die kerk en nie net van Israel nie. Maar dit is nie die geval nie. Kom ons gaan kyk wat die skrif leer in Romeine 11:25-27. Hy sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Ons moet onthou, dat God het 'n ewige verbond met Israel. En hy sal dit nooit verbreek nie. Maar dit is duidelik dat die heidene wat moet ingaan, die volheid is die kerk, almal wat gered word sal ingaan. Wanneer daardie dag plaas van die wederkoms, die harpatsou, dan sluit hy die kerkperiode af. Dan sal hy in die laaste 3,5 jaar omwend tot Israel, om hulle te red. En die skrif is vol daarvan, Sagaria 12 vers 12 en natuurlik Sagaria 14, baie duidelik. En ons kan nie hierdie as een beskou nie, met ander woorde, dat die kerk eintlik maar die geestelike Israel is nie. Dit is nie die geval nie. Nou kom ons gaan luister na wat sy dan nou sê oor wat is hierdie abomination of desolation. Sy beskou dit as homoseksualiteit in die kerke, en natuurlik is dit 'n gruwel vir God, maar dit is nie waarvan Matteus 24, Daniël 9:27 praat nie. Maar kom ons gaan hoor wat sy sê. Let's look at what do the terms desolation
and abomination mean? Desolation is a state of complete emptiness or destruction. An abomination is something detestable to God. Leviticus 18:22 says, "You shall not lie with a male as with a woman, it is an abomination." And Leviticus 20:13 says, "If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them." These verses clearly describe how strongly God hates homosexuality as a sin. It is an abomination to God. Sadly, many Christians today accept or embrace the slogan, "Love is love," as part of the LGBTQ plus advocacy. But we must recognize that God calls certain sins detestable. We do not hate people, but we hate sin. And we stay away from sin because God hates it. We do not compromise to make people comfortable. God hates compromise. Today, many churches worldwide, even some United and Catholic churches, promote LGBTQ agendas, display pride flags, and they even have pastors who are lesbian or gay or transgender and still stand at the pulpit and lead the service and worship. Nou ja, dit is vir God 'n gruwel. Enige sonde is vir God 'n gruwel. Natuurlik hierdie sonde van homoseksualiteit en dit wat sy noem is vir God 'n abomination. Dis 'n gruwel in die oë van die Here. Maar dis totaal buite konteks. Wil sy nou regtig sê dat hierdie abomination of desolation waarvan sy nou praat, die groot verdrukking gaan laat begin? Totaal buite konteks. Nou ons praat nie hier vandag van sonde nie, dit is iets aparte onderwerp wat ons kan doen, maar hier spreek van die abomination of desolation van Matteus 24 en sê dit buite konteks. Nou kom ons gaan kyk na hierdie kaart en ons gee 'n verduideliking. Ons weet natuurlik dat die verbondsluiting hier gaan plaasvind reg aan die begin van die 7 jaar. Dit sal die 7 jaar inlei. Die laaste week van Daniël sal 'n aanvang neem na daardie gebeurtenis wat daar gaan plaasvind. En dan begin die begin van smarte en juis in die middel van die 7 jaar hier sal die abomination, die ontheiliging van die tempel plaasvind. En dit is nie iets waarvan sy nou praat nie. Sy praat van homoseksualiteit en al hierdie tipe goed. Dit is die abomination wat natuurlik vir haar hier plaasvind, wat nie die geval is nie. En dan sal die groot verdrukking hier 'n aanvang neem na hierdie gebeurtenis hier. En dit is wat die woord van die Here leer. So die abomination of desolation van Matteus 24, Daniël 9:27, Daniël 11 vers 31 en baie ander skrifgedeeltes spreek van hierdie gebeurtenis in die middel van die week, die laaste week van Daniël in die middel. Dit is die abomination of desolation waarvan daar gepraat word, nie wat hierdie dame voorhou nie. En dit is eintlik jammer dat so baie mense hulle self as predikers, profete wil voorhou, maar hulle kan nie die eksegese van die skrif reg verstaan nie, hulle kan dit nie eksegeties uitlê nie en maak hulle dan dwaase leerstellings wat nie in die woord van God voorkom nie en ons moet daarna gaan kyk en dis baie belangrik. Nou ja, hierdie is iets wat gaan plaasvind in die laaste week van Daniël en dit kom nog, dit is nie iets wat voor die 7 jaar gaan plaasvind en heiliglik in die kerk nie. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels, mag die Here u seën, totsiens.